Goeie nuus van groot blydskap. Dis woorde wat ons elke jaar hoor, maar dikwels oppervlakkig lees en daarop reageer. Ons dink aan vakansiedae en geskenke en 'n paar mooi oomblikke van vrede. Maar hierdie woorde is die vervulling van 'n belofte so oud soos Eden. Toe Adam en Eva in sonde geval het God 'n belofte gegee. En ons lees daarvan in Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En dit was die eerste evangelie. 'n belofte van oorwinning in 'n wêreld van nederlaag. Eeuwelang het die volk gewag en gehoop en gebid. Elke geslagsregister in die Bybel is 'n stille getuienis dat God onthou. Elke naam is die hartklop van die belofte. En toe, in die volheid van die tyd, het God sy groot ja gegee. Die Heilige Gees laat vir Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. Toe Jesus gebore is, het die heelal 'n nuwe toon aangeslaan, 'n toon van vervulling. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dat Christus terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het. Hy is die antwoord op elke belofte, die oplossing vir elke verlange, die geneesmiddel vir elke wond. God se beloftes is nie losdrade nie. Hulle is geweef in die tapisserie van sy soewereine plan, en die menswording van Christus is die knoop wat alles vasmaak. Dit beteken dat geen goeie ding sy kinders ooit sal ontbreek nie. Let wel, geen goeie ding beteken nie dat ons alles kry wat ons begeer nie. Maar dit beteken dat ons alles kry wat ons werklik nodig het vir ons heil. Soms lyk dit of voel dit dalk vir jou asof God iets terughou. Maar in Christus het hy reeds sy grootste geskenk gegee. Ek lees die woorde van Romeine 8 vers 32. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Die wêreld is vol mense wat kla oor wat hulle nie het nie. Maar die evangelie is 'n lied van oorvloed. Die krib is die bewys dat God nie suinig is nie. Hy gee nie net brood nie. Hy gee die brood van die lewe. Hy gee nie net lig nie. Hy gee die lig van die wêreld. Hy gee nie net hoop nie. Hy is die hoop self. Die ironie is dat ons dikwels kla oor kleinighede, terwyl die grootste geskenk in ons midde is. En Advent roep ons op om hierdie waarheid te vier. Wanneer jy 'n geskenk oopmaak, onthou die groter geskenk, Christus self. Wanneer jy 'n verlange voel, bring dit na hom. Hy is die vervulling van elke belofte. Wanneer jy 'n traan stort, onthou, elke traan sal afgedroog word. Elke sug sal verander in 'n lied. Elke nag sal breek in 'n dag van heerlikheid. Geen goeie ding sal ontbreek nie, want die grootste goeie van alles het gekom, en hy sal weer kom. Nou, hoe leef ons hierdie waarheid? Eerstens, deur dankbaarheid. Vier God se goedheid in alles, van die kleinste genade tot die grootste geskenk. En tweedens, deur hoop.
Wanneer jy voel dat iets ontbreek, herinner jouself, die grootste geskenk is reeds joune, jy is 'n kind van God. En derdens, deur aanbidding. Laat jou vreugde nie net in geskenke wees nie, maar in die gewer van genade. Geen goeie ding sal ontbreek nie, want Christus het gekom en hy sal weer kom. Laat hierdie belofte jou hart met lof en jou lewe met lig vul. Kom ons bid saam. Hemelse Here, vergewe ons vir elke keer wat ons so maklik kla en vergeet van al die goeie gawes wat U oor ons uitgestort het. U het U beloftes vervul, U het U self getrou bewys van geslag tot geslag. Help ons in hierdie dae om daaroor fees te vier. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.